Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons tema is steeds hoe lyk dit in my beloofde land? En die rede vir hierdie tema was veelvoudig. Dit het natuurlik begin toe ons 'n draai gaan maak het by Israel in die woestyn, toe ons wou leer wat om te doen en wat om nie te doen nie as ons belofte uitgestel word of wanneer ons dink ons belofte word uitgestel. En toe vra 'n goeie vriend van my, maar wat van in die beloofde land? Hoe lyk dit wanneer ons daai belofte in besit neem? Is teenkanting en hindernisse die teken dat ons verkeerd gehoor het? Want dis wat baie keer gebeur wanneer ons belofte in besit neem. Dis soms wanneer die moeilikheid nou eers wil kop uitsteek en hand uitdruk. En dis wanneer ons baie keer begin twyfel. Het ek ooit reg gehoor? Is ek besig met die regte ding? En dis hoekom ek dan nou besluit het om aan te gaan met Israel se storie. Kom ons leer dan by hulle, hoe lyk dit wanneer jy God se belofte vir jou in besit neem? En ek het vasgehaak hier by die Jordaan, want hier is so baie wat ek hier leer, want ek dink, baie van die res van Israel se intog was maar soortgelyk as hier by die Jordaan. Dalk net met 'n ander naam, soos Jerigo in plaas van die Jordaan, en die dorpie Ai en al hierdie ander stede en konings, maar die prinsip bly dieselfde. En soos ek al gesê het, ons het natuurlik in ons eie manier en natuurlike manier van dink, die Jordaan dalk al voor die tyd opgedroog het, of om ten minste net 'n klein stroompie gemaak het, of hulle met 'n ander pad laat omtrek het. En die Heilige Gees deel met my, dis omdat ek nie dink soos hy dink nie, en omdat ek nie sien wat hy sien nie. Dis hoekom ek so redeneer. Daar by die Jordaan sien ons in die vlees, in die natuurlike riem, water wat van wal tot wal loop. En ons kan net eenvoudig nie sien hoe hierdie gaan werk nie. En omdat ons sukkel om 'n natuurlike uitweg en oplossing te sien, sukkel ons om te glo en te vertrou in die belofte. Maar kan jy met my saamstem dat dis nie wat God gesien het nie? Hy dink anders en hy sien anders. Vir hom is niks onmoontlik nie. So niks is 'n hindernis nie. Hy het natuurlik nie al die baie water ontken nie, maar dis vir hom 'n geval van problem, no problem. Ons vergeet soms wie hy is. Hy is die een wat gespreek het, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, en miljoene sonne en sonnestelsels het in 'n oogwink ontstaan. Laat my toe hier om 'n kort afdraai te vat. Ek laf net hierdie storie te veel om nie die geleentheid te gebruik om dit te vertel nie. Ek moet dalk dit nou net eers duidelik maak, ek is glad nie 'n sterrekundige nie. So moet my nou nie ander sterre vrae kom vra nie, maar daar's 'n ster met die naam van Betelgeuse wat my verskriklik fascineer. En ek sukkel om oor die skepping te praat sonder om Betelgeuse te noem. En sorry, as jy nou reeds alles oor Betelgeuse ken, luister maar net weer 'n keer. My arme vrou moes seker al 100 maal in hierdie storie luister. Maar ek gaan nou nie in al die detail ingaan nie, maar ek wil jou net 'n idee gee van Betelgeuse se grootte. Om mee te begin, is hy 100.000 keer groter as die aarde. Nou om dit bietjie in perspektief te plaas, kyk gou vir 'n oomblik vir my na jou pinkie. Jou pinkie is min of meer 'n sentimeter breed. Dis nou baie min of meer, want party vrouens se pinkie mag dalk 8 mm wees, en party mans se dalk 12 mm, maar ons gaan nou nie hier hare kloof oor millimeters nie. Maak dan nou maar net vir my asof jou pinkie 1 centimeter breed is. Nie lank nie, breed. So as die breedte van jou pinkie die deursnee van die aarde sou voorstel, en jy sou die aarde met Betelgeuse vergelyk, dan sou die ander kant van Betelgeuse 1 kilometer van jou pinkie af wees. 1 kilometer breër as jou pinkie. Dis hoeveel breër Betelgeuse as die aarde is. As jy 'n golfbal sou vat en dit voorstel as die aarde, dan sou die ander kant van Betelgeuse 4,2 kilometer van die golfbal af wees. En een laaste feit, dan gaan ek nou ophou met hierdie storie. Maar as Betelgeuse ons son was,
En die aarde se middelpunt en Betelgeuse se middelpunt was steeds dieselfde van mekaar af as wat die aarde en die sonsinne nou van mekaar af is, dan sou die aarde binne in Betelgeuse gewees het. En dis net een ster uit biljoene sterre. Hoekom vertel ek al hierdie dinge vir jou? God het eenvoudig gespreek, laat daar ligte wees. En een van die biljoene ligte wat tot stand gekom het, was Betelgeuse. In 'n oogwink, sonder inspanning. So wat is 'n vol rivier vir hom? Wat is 'n stad met hoë mure vir hom? Wat is 'n leë bankrekening vir hom? Wat is 'n kerk wat nou net begin het en daar sit net 7 mense? Wat is dit vir hom? Wat is 'n siekte vir hom? Hierdie goed dra net eenvoudig nie vir hom dieselfde gewig as vir ons nie. Dis nie dat hy nie omgee nie. Dis nie wat ek hier bedoel nie. Ek sê dit dra nie dieselfde gewig nie. Dis waar ons soms kleitrap. Soos sy disippels in die storm toe hy geslaap het. Hulle het hom wakker gemaak in Markus 4:38 met: Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie. Sien nie hoe gevaarlik is offense. Hulle was offended want hy het geslaap terwyl hulle bekommerd is. En net omdat hy nie saam met hulle stres en worry nie, nou word hy beskuldig dat hy nie omgee nie. Maar dis omdat hy anders sien. Dis hoekom hy kon slaap in die storm. In vers 35 het hy gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. Dit was nie 'n oulike voorstel nie. Die eindbestemming, die ander kant, was 'n belofte. En omdat Jesus niks gesê het wat hy nie by die Vader gehoor het nie, kon hy slaap te midde van die storm, want hy kon sien wat God sien. Dit het nie saak gemaak wat hier in die middel gebeur nie. Dis onmoontlik dat hierdie storm hulle einde gaan wees, want anders is die belofte nie waar nie. En dit kan nie gebeur nie. En vanuit hierdie kalmte en versekering in hom, dat Vader se belofte altyd waar is, en dat hy altyd sy woord gestand sal hou, kon hy deur die storm slaap. Maar dis ook hierdie kalmte in hierdie storm, waarmee hy die storm kon stil maak. En ek wil jou hier herinner aan 'n skrif wat ons gister oor gesels het. 1 Korintiërs 2 vers 15 en 16 in die Nuwe Lewende Vertaling sê, ons in wie die Gees is, verstaan al hierdie dinge, maar ander kan ons glad nie verstaan nie. Hoe kan hulle ook? Want wie kan verstaan wat die Here dink? Wie kan hom raad gee? Ons kan hierdie dinge egter verstaan, want ons is ingestel om soos Christus te dink. Die 2020 vertaling sê, ons het die denkwyse van Christus. Geliefde, ek wil jou uitnooi, in plaas daarvan om offended te raak en vir God te vra, gee U nie om dat ek vergaan nie, en om vrae te vra soos, hoekom ek, en hoekom hierdie, en hoekom daai, begin eerder vir Jesus vra, help my om te sien wat U sien, en om te dink soos U dink. Want ek kan jou verseker, as ons kan sien wat hy sien, en ons kan ons geloof daarin haak, ek wil dit met Jesus sy eie woorde antwoord, waarmee hy die pa met die maansiek seun geantwoord het in Markus 9:23. As jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. As jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Hoeveel dinge is onmoontlik vir die een wat glo? Niks. Hoeveel dinge is moontlik vir die een wat glo? Alles. Here Jesus, help ons om te dink soos U dink en om te sien wat U sien. In U kragtige naam bid ek dit. Amen. Jy is welkom om ons te volg op Spotify as jy nie reeds doen nie, onder In Jesus Bybelstudie. Daar sal jy toegang kry tot 'n hele klomp van ons vorige boodskappe. As jy dalk finansiëel by ons bediening wil betrokke raak, kan jy gerus na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. Onthou maar net in albei hierdie gevalle, in Jesus is een woord.
En geliefde, onthou soos altyd, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.